Reg. Goed, liefde Here. Ek ons begin, jammer julle vir die vertraging. Maar kom ons gaan sommer in die woord wegspring vanoggend. En ek wil met julle praat oor hoe ons elkeen as geestelike mense kan funksioneer. Amen. Want daar's so baie dinge wat ons konfronteer in ons lewens. Ons kan nie altyd oorwinning oor alles nie. En uiterlik ervaar ons soveel dinge en vestings en probleme en met angstighede van die lewe. En die sorge van die lewe oorwin ons harte so maklik, nou. En die Here sê ons moet sorg op hom werk, want hy sorg vir ons. Halleluja. En dit is hoekom die Here wil graag ons in 'n geestelike plek inbring. En dit is sê om in 5 ure 'n dag gaan afsonder en bid nie. Om geestelik te wandel is eintlik nie so moeilik nie. Dit kos maar net 'n bietjie tyd en 'n bietjie interaksie met die Here, nou. Soos ons nou hier vanoggend saamkom, is dit 'n lekker plek om te wees en die Here te aanbid en die teenwoordigheid van God te ervaar in aanbidding en prys en milieu waar ons die woord kan hoor. Amen. En dit is baie belangrik om dit te kom doen. En ek wil elkeen vir julle uitnooi na die woord te vanoggend. En hierdie woord gaan dalk jou lewe heeltemal transformeer vanoggend. Om te sien hoe kan ons elkeen wandel, want om 'n geestelike mens te wees, dit is eintlik waar die hele woord gegaan het. Julle onthou in die woord was 'n baie kere tye gewees wat hulle gesê die Gees ons soontoe gelei. Die Gees ons verhinder om Macedonië toe te gaan. Of die Gees het gesê nee, of die Gees gesê bind sy hande vas. Dis so in Jerusalem gebind gaan wees. So altyd hulle gesimboliseer en gewys aan die Gees toe wat al hierdie goed gedoen het en gesê, nou, en die Gees het Philip gevat en hom op 'n ander plek neergesit. Nou, hy was nie meer gevind nie. En die Gees het dit en die Gees is uitgestort op hulle en Petrus baie gesê deur die Gees van die Here. En ons gaan 'n bietjie kyk na hoe dit deur die Gees gebeur en die Gees van God was altyd betrokke by al hierdie wonderlike goed wat gebeur het in die Nuwe Testament. En as die Gees van God so met ons kan werk, gaan ons ook in 'n plek wees waar ons heeltemal geestelik dink, geestelik getransformeer word en ook dan die werke sien wat in die woord staan. En daardie werke is vir elkeen van ons beskore. Elkeen van ons kan daardie werke sien. En God se werke, sy hand is hier met ons. Hy woon letterlik binne in ons deur sy Gees. En dis hoekom elkeen van ons kan geestelik wees. Amen. Maar daar is seker goed wat ons kan by uitkom. Ek wil nie baie tyd vat vanoggend nie. Ek het hom so 'n bietjie die tyd beplan na so 27 minute. Kom ons kyk of ons dit 35 minute kan maak. Maar ek wil nie langer as dit gaan nie. Maar kom ons liefde Here, kom vir die woord. Vader, ek sê vir U baie dankie vir die woord, Here. Mag die woord in ons lewens heers vanoggend. Mag ons interaksie met U woord, Here. Mag die woord in ons lewens seëvier en posvat. En mag ons geestelik getransformeer word, Here, om anders te dink en anders op te tree en die werke van die Here te demonstreer. Dankie vir dit, Here. Seën elkeen wat die woord hoor vanoggend. En mag die woord, Here, kragtig wees en lewend wees in ons gees in die naam van Jesus. En mag daar resultate en vrug opgelewer word deur U woord, Here. Dankie in Jesus naam. Amen en amen. As ons kyk na die woord van die Here, gaan ons kyk hoe die Gees hulle verhinder het, die Gees hulle gestop het, die Gees hulle gelei, en dis al die dinge wat gebeur het met die apostels ook, né? En ons sien dit ook duidelik hier, die Gees hulle weggevat en elke aksie, elke oomblik moet met die Heilige Gees gebeur. Want hulle het so staat gemaak op die Heilige Gees in hulle lewens dat hulle wou nooit die Heilige Gees se aksie mis nie. En dis so die Nuwe Testament kerk gefunksioneer het van die begin af. Hulle het altyd staat gemaak op die Heilige Gees. En ons sien ook duidelik die Heilige Gees is eintlik die krag en die vinger van God. Nou, so dit word baie keer herhaal in die woord van die Here en Jesus het vir ons die model ook gegee hoe dat die Heilige Gees op hom gekom het. En ons sien in die doop van Jesus Christus, toe hy gedoop was, sien ons ook in die boek van Lukas 3 vers 21, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also be baptized and praying. So met ander woorde, hy was nie net gedoop nie, maar hy het gebid ook. Hy het net gekom in Johannes doper toe en ek moet nou gedoop word, hy het gebid. Die Bybel sê, he prayed. And while he prayed, the Holy Spirit came down, descended upon him like a dove. Ag nie alles lees maar julle ken die verhaal, né? So hy het gebid, so hy was heeltyd in interaksie met die Vader en hy het die volheid van die Heilige Gees gekry tydens sy doop. Jesus was net daarna gedryf deur die Heilige Gees in die woestyn in. Die woord in die Grieks hier dryf
is die woord eintlik om jou te forceer om in te gaan. Jy vat iemand, jy forceer hom, jy stoot hom in die wildernis in. Dis wat die Heilige Gees met Jesus gedoen het. Hy het hom forceer om in te gaan in die wildernis in en versoek te word deur die duiwel 40 dae lank. And immediately after baptism, the Spirit driveth him into the wilderness. He was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. So dis 'n kragtadige aksie wat die Grieks van praat, en hy sê, die Here het hom ingelei of ingeforceer deur die Heilige Gees. En Jesus het daarna teruggekom met krag, né? Bybel sê, hy het met krag van die Heilige Gees uit die woestyn gekom. Hier is die skrif daaroor. Ek gaan nie alles lees nie, maar die skrif sê duidelik, he came forth with power of the Spirit into Galilee. Amen. En hy het die hele landstreek begin beïnvloed deur die krag waarmee hy geopereer het. Nou, so die krag van die Heilige Gees gehad. So dis baie belangrik om te verstaan, Jesus het op die Heilige Gees se krag ten alle tye staat gemaak, en so moet ek en jy ook. Want die Heilige Gees is vir ons uitgestort sonder mate op Jesus Christus, en hy het vir ons sy Gees gegee, en dis hoe ons moet wandel, dis ons met die Here moet interaksie. Wie is reg? Recording. Is reg. Okay, lief die Here. Dankie, jy het goed gedoen. So, dit is hoe ons eintlik met die Heilige Gees interaksie het, hoe ons elke keer met die Here kan wandel, en sy stem kan duidelik hoor, en krag kan ontvang, om die werke van die Here te demonstreer. Maar nou moet krag betrokke wees, amen. Waar kom die krag vandaan? Kom met die innerlike mens uit, waarmee jy gevul is, amen. En dis hoe ons geestelik kan wandel, en geestelike mense kan wees, loof die Here. So, ons sien in 40 dae, even Jesus relied on the power of the Holy Spirit. So, die Heilige Gees het altyd met Jesus gewandel. Ons sien, the Spirit of the Lord is upon me, toe hy daarna gaan na Galilea toe, hy gaan in die tempel in Jerusalem, en hy sê hierdie woorde. Hy sê, the Spirit of the Lord is upon me. Amen. Because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Die krag van die Heilige Gees het al hierdie goed gedoen deur Jesus Christus om te genees, om die wat gebind is te bevry, om die wat in duisternis sit in die lig te bring. En dis alles deur die Gees van God, halleluja, wat het gebeur het, because the Spirit of the Lord was upon him, amen. So die geestelike werk wat ek en jy doen, of wil doen, of waar ons betrokke moet wees, moet deur gepaard gaan met die Heilige Gees se krag in ons lewens. Dit kan nie op 'n ander manier werk nie, prys die Here. Dis al hoe die vinger van God gedemonstreer word, dis al die hand van God uitgestrek word deur die Heilige Gees. Jesus het Christus het ook die Heilige Gees, sien, hy was so in die Gees gewees, alles het uit sy Gees gevloei. Toe hy by Lazarus se graf kom, en Lazarus is dood, en hy het al 4 dae in die graf, en hy ryk al, sê die woord van die Here, het die Here diep in sy Gees, het hy bewoog geraak. Hy het hartseer geraak, en die Bybel sê, he groaned in his spirit. He groaned in the spirit, he was troubled. So alles het uit sy Gees altyd gekom, en dis eintlik waar ons uit van moet lewe. Ons moet uit die Gees lewe, nie uit die emosies nie, nie uit die sielsdimensie nie, nou. Want die sielsdimensie kan altyd vir jou dit erger maak. En as ons nie in die geesdimensie wandel nie, gaan ons nie die resultate sien nie. Wie is by die graf kom van Lazarus, hy het met fisiese omstandighede gedeel op 'n geestelike manier. Hy het uit die dieptes van die geesmens het hy geopereer, en hy het uit die dieptes van die geesmens selfs geween, sê die woord van die Here. Dis baie interessant. En as ons daardie manier, alles wat ons doen, deur die Heilige Gees gelei word en oorgeneem word, dan word ons geestelike mense. Weet jy, die Bybel sê, wêreldse hartseer bring dood, maar geestelike hartseer bring lewe. Daar is selfs 'n geestelike hartseer. Jesus het dit self beleef. En dit is baie interessant as ons kyk hoe geestelike hoedanigheid werk, hoe die Gees werk, as ons baie beter verstaan hoe om te opereer. Jesus het ook in die Gees, het al hierdie goed ervaar. Jesus groaned in the Spirit, talked in the Spirit, walked in the Spirit, operated always from the spiritual realm. Hy het altyd vanuit hulle het hy afbeweeg en geopereer. Amen. Ons sien dit baie duidelik hier. So, as ons
Galasiërs 5 vers 25 sien in die Amplified, sê ons wat die werke van die Gees is. Nou, so elke aspek van Jesus se bediening was 'n model gewees vir ons, om vir ons te wys, hoe werk dit om in die Gees te wandel, hoe werk dit om in die Gees duiwels aan te spreek, hoe om siekes gesond te maak, al daardie dinge. Nou, die oplossings is eintlik in die Gees, en eintlik gedeponeer in jou gees, jou mensgees. Amen. So jou mensgees gevul met die Gees, en jy kan vanuit daardie Gees, kan jy al die dinge ervaar. Want die Here sê in Johannes 4 vers 24, God is Spirit. And those who worship Him, must worship Him in spirit and in truth. Amen. God is Spirit. So, sê maar ek wil my boetie in Engeland kuier. Ek moet in 'n vliegtuig klim en daar fisies wees voor ek hom kan sien. So, if you want to connect with God, because God is Spirit, you must be spiritual. Ons moet geestelik wees, nou, om met die Here te kan kommunikeer. Ekskuus, dankie. Ons moet geestelik wees om met die Here te kan kommunikeer. Jy moet hom eintlik vashou. Dan kan ons alleenlik met die Here kommunikeer as ons in die Gees is, want God is Gees, God is nie vlees nie. So hy is nie baie bekommerd oor die vleeslike dinge nie. Amen. Hy is bekommerd, of nie bekommerd nie, hy is nie bekommerd nie, maar hy sê, jy moet in die Gees wees, want ek is Gees. Amen. Is al jy die Here kan hoor, en effektief met die Here kan kommunikeer deur Gees. Halleluja. Dis hoe dit werk. So as ons kyk in die woord van die beginsel daarvan is alles gaan rondom die Gees. Ons moet hom in die Gees dien, in die Gees aanbid, ons het 'n koneksie in die Gees met hom, en dit is ook daar in die woord van die Here, ons kan selfs in die Gees bid. Amen. En dit is eintlik die regte gebed. 1 Korintiërs 14 vers 14, for I pray in an unknown tongue, my spirit pray, but my understanding is unfruitful. What is it then? I pray with the Spirit, I will pray with the understanding also. So, baie keer is ons is nie genoeg in 'n gebed vasgevang nie. And we don't know how to move from the spirit or the fleshly prayer to the spiritual prayer. Ons gaan baie keer in die vleeslike gebede, maar hy sê ek bid wel in die Gees om hierdie gedagtes my onder beheer te kry. Hierdie goed bietjie net te elimineer wat aan my kant toe kom en net bietjie geestelik te begin fokus in my lewe. En deel van gebed is aanbidding. Amen, jy kan aanbid, begin met aanbidding. Lees 'n Psalm, begin in die Gees te mediteer op die woord van die Here en dan begin jy geestelik te fokus. En dis hoekom Paulus sê ek kan in die Gees bid, maar ek bid ook fisies. So as dit gebeur dat jy in die Gees bid, iets raas hierso. As jy in die Gees bid, dan as jy gebeur het in die Gees bid, en dan kan dit wat in die fisiese is, kan begin onderworpe raak aan die geestelike. Amen. En die geestelike begin dit te domineer wat jou baie pla. En wat jou aandag wegvat. En wat jou laat moeg voel. Was baie mense wat byvoorbeeld fisies in 'n gym kan gaan staan en hulle liggame kragtig maak, maar hulle gees is baie swak. En dan het hulle nog steeds krankhede, want die gees is nie dominant nie. Die gees staan nie in beheer van die fisiese nie. En hoe meer jy jou gees opbou, jou geesgym, en dan gaan jou liggaam ook outomaties onder die invloed van die gees wees. En die lewe wat die gees geniet, gaan oorspoel in die sielsdimensie, met ander woorde, jou wil, jou intellek en jou emosies, en dan ook jou liggaam selfs beïnvloed. Dis hoekom Romeine 8 vers 11 sê, dieselfde gees wat hom uit die dood opgewek het, maak jou sterflike liggaam lewend. Deur die gees wat in jou woon. So as jy jou sterflike liggaam lewend wil hê, elke sel geregenereer wil hê, elke sel onder die invloed van die gees wil hê, of vernuwe wil hê, dan moet jy hier binne die gees opbou. Die geesmens moet dominant raak in ons lewens. En dis eintlik hoe die Here gewandel het. Hy het altyd dit gesien. En die wonders daarvan is so wonderlik dat ons bid geheime, as ons in die gees is, teenoor die Here. En hy sê vir ons die volgende. Hy sê, for if you speak in an unknown tongue, speak not unto me but unto God, for no man understand him, howbeit
in the Spirit you speak mysteries. Ons weet nie baie keer as die Gees is en die Gees bid, wat gebeur in die Geeswêreld nie. Daar gebeur soveel dinge in die Geeswêreld waarvoor ons bid, en die Gees begin dan dominant raak. Amen, en dan is dit geheime, wat jy baie keer uitspreek, wat niemand verstaan nie, behalwe die Heilige Gees, behalwe die Here. Amen. En dit is 'n wonderlike konsep, dit is 'n kragtige konsep, want het help ons om te verstaan dat ons in die Gees kan wandel en die begeerlikhede van die vlees kan ons dan uitdoof in ons lewens. So, die vyand se taktiek is altyd om vuurige pile te skiet na ons toe. En vuurige dinge te genereer, ons aandag aftrek van die Here af, of ons krag steel, of ons fokus steel van die Here af. En as ons daai vuurige pile kan teenstaan met bid in die Gees, om in die Gees te begin wandel, dan is jou Gees ons vol van water. En elke vuurige pyl word net geblus in die water van die Heilige Gees. Eintlik is 'n wonderlike konsep, ons sien hoe die Here dit gedoen het. Hy het elke keer, hy het hom geïsoleer en gaan bid op 'n berg. Hy het vir ure gaan bid alleen. Hy het die Vader se krag gaan soek. Hy het die vuurige pyle geblus. Dit was baie teenkanting teen Jesus. Versoek deur die duiwel. En die duiwel is die hoof van die duiwels. Satan is die hoof van al die demone gewees. En hy het almal gekonfronteer en hulle oorwin. Met die water van die Gees in hom, met die krag van die Gees in hom, het hy alles oorwin. En ek en jy kan dieselfde opereer, dieselfde goed ervaar in die Here. Amen. So prys die Here. As ons in die Gees wil wees, dan gaan ons die geheime van God se Gees ken. En ons sien dat die Heilige Gees kan beheer vat van jou verstaanbaarheid. Die Heilige Gees begin heers oor jou sielsdimensie. Amen. As jy baie tyd met die Heilige Gees spandeer, of net 'n bietjie die woord lees, die woord mediteer, dan gebeur al die goed. Nou, jou sintuie word gedomineer deur die groter krag in jou. Jou verstaanbaarheid begin die verstaanbaarheid van God te raak. Amen. Jy begin God se weë beter te verstaan as ons bid en hom soek. En jy ontvang ook die gedagtes van Jesus Christus. Die manier hoe jy dink, die manier hoe jy probleme hanteer, al hierdie goed speel 'n rol. So, die sleutel vir kragtige lewe in Christus Jesus is om die gedagtes, die wil en die emosies onder beheer te kry van die Heilige Gees, en die wêreldse druk gaan dan geëlimineer word in ons lewens. So as ons kyk wat baie mense in wandel en baie mense ervaar, hulle probeer altyd die woord ontvang, maar probeer die woord met kopkennis verstaan. So, 'n ou het eendag gesê, jy moet dit van die kop af na die hart toe kry, omtrent wat 15 cm, nou, was dit 25 cm, van die kop na die hart toe, die brein, maar dit is andersom, want Jesus sê vir ons in boek van Matteus 13, as die saaier kom en die woord saai, gaan die woord dadelik waantoe na jou hart toe, nou, nie na jou kop toe nie. Eintlik is die idee van Jesus om dit van die hart af na die kop te kry, dat die kop vernuwe word, dat die denke vernuwe word, en geestelik begin dink. Dis die regte manier. Amen. Ons het altyd geleer, nee, maar dit moet van die kop na die hart toe skuif. Nee, moet van die hart na die kop toe skuif. Dis wat Jesus sê. So eintlik op die einde, mis dit baie keer, so ons moet die kopkennis moet verander in ondervinding kennis met die Here. Amen. So as ons self in die Gees wil hê, en in die Gees in ons intellek wil wandel, dan moet ons die goed verstaan wat die Here sê. So Jesus sê in Johannes 6 vers 63, it is a spirit that quicken the flesh profit nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So hy praat weer van die Gees. When I speak to you, I speak spirit. I speak spirit because it comes out of my spirit. So as ons dit verstaan, dan sien ons die woord kan ontvang word, but on the ground they are, Lukas 8, which in an honest and good heart hear the word. Amen. But on that ground are they which in an honest and good heart hear the word and keep it and bring forth the fruit of patience. So, ons kan die woord ontvang en hoor, en dan kan dit vrug voortbring in ons lewens. Amen. Dit is eintlik maar die verstaanbaarheid van dit. The word must be sown in your heart, your spirit. Okay, en dan beteken dit, baie mense kan die woord hoor, maar probeer dit intellektueel interpreteer, dan word dit eintlik, dan is dit die verkeerde ding. Maar as ons verstaanbaarheid kry in die woord, soos Spreuke 4 vers 7 sê, wisdom is the principal thing, in all things you must get wisdom.
So, met ander woorde, om goed te verstaan met geestelike wysheid, is die belangrikste ding vir alles. Now, you must understand the work of the wisdom of the Holy Spirit. And that's the principal thing. Dis die hoofding, sê die woord hier. Die hoofding is om geestelike wysheid, as jy dit nie het nie, vra vir Heilige Gees, Lord, open the eyes of my understanding. Dit sê Efesiërs 1 vers 16. Now, Lord, I pray that you will open the eyes of my understanding, that I might be able to know and comprehend with all the saints what is the goodness and the purpose of your will for me. Amen. And an inheritance that we have with the saints in the light. Sê daar in Efesiërs 1 vers 16. So ons sien al hierdie dinge, né? En ons kan with all what you get understanding first. Amen. Eerste, alles wat jy wil begeer, alles wat jy wil hê, kry eers wysheid en insig. Amen. Die Afrikaanse woord is insig. Get wisdom and understanding. Nou, hier is baie mense hier wat wysheid het. Amen. Ek dink elkeen van ons het wysheid hier gekry by die Here. Amen. Want ons sit hier vandag en ons kom na die woord van die Here toe. Ons luister die woord van die Here. Ons het wysheid want ons soek die Here met ons hele hart. Amen. And a wise man fear the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. We come because we fear God. We want to be closer to God. We want to hear the word. So die woord van die Here aanneem in ons lewens. Nou, en dit is hoekom ons eintlik kom, om 'n begeerte te hê vir die woord en vir die Here. So die verstaanbaarheid is die openbaring kennis wat ek en jy ontdek. En die Heilige Gees is dan ons leraar. Hy kom leer ons aangaande alles. So die Gees van die Here is baie belangrik. As die Heilige Gees uittoon in ons daaglikse lewe, kan ons hom meer ontdek in ons lewens. Kom ek lees gou vir julle hierdie. 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. According to as his divine power hath given unto us, hier staan, hath given unto us all things. Let lees dit weer saam met my. He has given unto us all things. You have all things. Amen. You have all things. He's given all things to you. Wat so goed. Hy sê alles gegee vir ons. That pertain unto life and godliness. Elkeen van ons hier het alles ontvang vir lewe en goddelikheid, om geestelik te wees. Jy het klaar ontvang. Amen. You have it. Say for yourself, I have it. Amen. I have it. And I say, through the knowledge of him, through the knowledge, kennis van hom, that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Amen, ons beloftes in die woord. So die woord is vol van hierdie beloftes wat ons ontvang het by die Here. Amen. En ons kan die kennis ontdek in die woord. Al hierdie beloftes staan in die woord van God. Amen. So hoe meer jy die woord lees, hoe meer jy die woord mediteer, hoe meer word jy bewus van wat jy het in die Here. Amen. Jy het dit. Jy het dit alreeds. So, and that by these you might be partakers of the divine nature. Wow. Die geestelike natuur. Amen. So, through that knowledge, through what you get, alles wat jy lees, alles wat jy interpreteer deur die Here, alles wat die Here openbaar vir jou, jy kan dan deur dit, wat kan ons ontdek? You can be partakers. Ons kan deelgenote wees van die goddelike natuur, sê die woord in die Engels, né? Ek gaan in Afrikaans. Soos by die Engels. So, jy kan ons kan goddelike natuur ontdek in die Here, having escaped the corruption that is in the world through lust. So dit is al manier hoe jy korrupsie kan oorwin, die wêreldse vleeslike goed oorwin, die natuur van die vlees oorwin, deur die woord en die beloftes van die Here te sien. En hy sê vir ons verder, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge. Daar kom het weer, get knowledge. Get knowledge. Dis kan baie ons Bybelskole toe gaan, om net knowledge hê. They can learn something. Okay? Or you can just read the word and have all the knowledge for yourself. Maar dan sien ek hier, with all diligence, vir jy met diligence hê. Ek wil elke oomblik, daar waar die woord gepreek word, wil ek daar wees. Ek wil die Here aanbid. Ek wil vir myself die woord bestudeer. I want diligence. Add to your faith virtue. Amen. Virtue beteken karakter.
Karakter. Amen. Jy flip nie vir alles nie. Jy wip jou nie vir alles as iets verkeerd gaan nie. You have virtue. You have character. You can stand in the trial. Jy hoef nie offensief te raak nie. Nou, jy kan virtue hê. Jy kan 'n karakter hê wat deur kennis kom. And to knowledge temperance. Nou, temperance. Temperance is eintlik geduld. Is eintlik die een wat ons sê jy wip jouself vir alles nie. And to temperance patience. Nou, patience. So your temperance is patient. Jy kan dinge verdra, verdraagsaamheid. Nou, jy kan deur dinge gaan sonder te kla en te murmureer. Amen. Hierdie goed moet ons byvoeg by wat? Wat ons reeds het. As hy sê, you have it, but now to manifest it, what you have, you must have this. Om to be spiritual, we must have this. So, wat moet ons sê? Diligence, virtue, kennis, geduld, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Kyk, al die goed wat jy moet byvoeg, is al wat jy moet byvoeg. Jy het alles skryf wat die Here sê jy het, al wat jy moet byvoeg. Nou, dis wanneer jy 'n kits, soos 2-minute noodles koop, nou? Of jy koop 'n pakkie van daai mix wat jy die hoender mee maak, beef stroganoff of enigiets van dit, nou? Die hoender wat jy in die pan wil braai, jy moet net die hoender byvoeg. Alles is reeds in die resep. Amen. So met ander woorde, al wat jy moet byvoeg is dit, godliness, brotherly kindness. Ek het lang terug 'n storie gehoor van die Usain Bolt. My seun het atletiek gehardloop altyd. En ek weet julle sien ook en by die rugby en alles. En dit was interessant geweest want Usain Bolt, toe hulle met hom 'n onderhoud gehad het, hy is die vinnigste man in die wêreld, het 'n neefie van hom ook probeer om soos hy te hardloop. En hy het alles gegee, hy het so hard geoefen, hy het sy tyd gegee, hy het sy dieet verander, hy het gaan gym, hy het alles gedoen wat hy moet, maar hy kon net nie so vinnig wees soos Usain Bolt nie. En toe by Usain Bolt kom sê hulle, ja maar, ek oefen harder as jy, maar ek kry nie reg wat jy reg kry nie. En toe sê Usain Bolt vir hom iets interessant. Hy sê, was it in your genes that you can run fast? Was my mother, my grandfather's grandfather was an athlete. En is baie interessant, ek lees 'n mediese studie ook nou dag, hoe dat gene kan oordra met sport. So as hierdie ouetjie nou vinnig hardloop het, sy volgende generasie gaan ook ontwikkel word, gebore word met sekere ligamente wat ontwikkel is op 'n manier. Baie interessant, jy kan eintlik die DNA manipuleer, of die substansie van die persoon manipuleer. So as jy 'n sportkind wil, jy met jou naal begin gym, vir die kinders kry. Maar julle almal die kinders. Okay, so, maar hulle sê dit werk, maar in elk geval, Usain Bolt sê, my oupa se oupa was 'n atleet. En hy het altyd baie vinnig gehardloop. En toe sy oupa ook vinnig gehardloop. En toe sy pa vinnig gehardloop. En nou hardloop hy ook vinnig. Maar Usain Bolt het nie altyd vinnig gehardloop nie. Hy het dit gehad in sy DNA, maar hy kon dit net ontwikkel toe hy begin harder oefen. Toe hy die goed byvoeg wat daar hoort. Toe breek hy die wêreldrekord. Toe verbeter hy die wêreldrekord. So as ons al die goed sien, wat die Here sê, jy het dit, jy het die talent, jy het die goddelikheid, jy het die natuur, maar al wat jy moet byvoeg is hierdie goed, om in dit te bly wandel en dit te manifesteer. Godliness, amen, goddelikheid, geestelikheid, prys die Here. Dis eintlik so wonderlik, dat dit eintlik ontwikkel kan word, né? En ons voeg net by, wat die Here sê, ons nodig het, op die aarde. Geduld. Hy sê, be kind, né? Be kind. Amen. Don't be cruel, be kind. En dit bring iets na vore deur die Gees, en ek dink Jesus was kind. Ek dink Jesus was vriendelik. Amen, lief is nie so. Ek ken het beter. En Jesus was vriendelik, geduldig, hy het temperance gehad. Hy het homself nie gewip vir goed nie. Hy het hom enigheid gewip toe hy nie goddelik wil wees nie. Hy vat 'n sweep en hy dryf uit die tempel uit.
Sy moenie my vader se huis van handel maak nie. Né? So dan het hy kwaad geraak vir hulle. Maar dit is so wonderlik, hy sê, for you have not received the spirit of bondage again to fear, but received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. You have it. You have the spirit you have received. You have the Spirit. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are children of God, and if children, heirs of God, joint heirs of Christ, if so be that we suffer with Him, we will also be glorified together. So wat sê hy? Jy is 'n mede-erfgenaam van Christus. En ons praat verlede Sondag daaroor. Dis 'n testament. Dis nie 'n ou verbond en 'n nuwe verbond nie. Die verbond is oudtyds. Dis 'n testament. Toe Jesus die bloed vat, die aand voor hy gevange geneem is by die tafel met die disippels sê, hier is my bloed van my testament. Wat is 'n testament? 'n Testament is iets wat nagelaat word vir jou om te erf. En dan word jy 'n mede-erfgenaam daarvan. En om 'n testament te erf, daar's nie kondisies en terme nie. Jy gaan nie vir jou kind sê, jy moet eers 20 fases deurgaan voor jy my testament kan erf nie. Nou, jy gee mos die testament vir jou kind. Jy sê nie, jy moet eers 20 goed gaan doen voor jy die testament gaan kry nie. Jy het klaar die testament geskryf, maar is nie ander goed wat jou kind moet byvoeg nie. Dis interessant, né? Maar Jesus sê vir ons hierso, ons is mede-erfgename in die testament. Amen, in die testament wat hy vir ons gee. En Abraham het 'n testament geken. Hy het nie 'n ou verbond geken nie. Abraham het testament, hoekom? Want die testament was wat? Melchisedek kom uit met die bloed en met die brood, né? Die wyn en die brood. En hy gee dit vir Abraham, en wat doen Abraham? Abraham is so dankbaar, hy sien vir die eerste keer die testament. Hier is 'n testament, die erfenis. En hy sê, daarom gee ek 'n tiende van alles vir Melchisedek. En Melchisedek is Jesus Christus. Verlede keer daarna gekyk. Amen, hy boodskap gemis en kyk daarna. Hy gee sy tiende vir Jesus Christus. Omdat daar 'n testament betrokke is. Daar's bloed. Amen. En daar die liggaam van Christus, toe dit sien, die sê hy, "Sjoe, dis so kosbaar, dis so wonderlik. Ek kan hierdie goed beerwe. Ek het 'n generasie, ek het 'n belofte, ek het 'n nageslag wat die Here kan dien en prys en eer. Ons is 'n goddelike generasie, 'n geestelike generasie. Die Here maak dit moontlik deur die bloed en deur die wyn. Ag, deur die bloed is wat hy gestort het en deur sy liggaam, die brood. En hy sê, hier is dit, eet dit, 'n nagedagtenis vir my. Dis jou testament, jy's 'n mede-erfgenaam van my goddelike natuur. Dis 'n baie kragtige skrif. So as ons hierdie ter harte neem en saamvat, gaan ons lewens verander. Nou, ons kyk die volgende, hy sê vir ons, ek het hierdie, eintlik wil ek hierdie skiep, ek gaan nie alles daarin sê nie, maar as ons kom by die Here se dinge, moet ons die Here aanbid in gees en waarheid. Be not drunk of wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms, hymns, spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. Dis hoe jy geestelik raak. Amen. That's the way of being spiritual. Singing, making melody. My vrou hou van sing. En sy skep die hele atmosfeer in die huis. A godly atmosphere. Amen. She sings and it glorifies God. Kinders later aangesteek. En as altyd, in die oggend as ek wakker word, was peace. Daar's a big piece of peace in my huis altyd. Omdat sy sing en die Here prys en vroeg bid. En dit is wonderlik om in 'n atmosfeer te wees van dit. Amen. En ons kan dit vir mekaar ook hê in ons huise. Vir mekaar hê hier in hierdie plek. Speak with one another. Speak to yourselves. No? You speak to yourself first. And make melody in your heart. As jy nie melody het nie, as jy gloom en doom ervaar, dan moet jy siel iets ervaar wat jou gees onder beheer bring van jou siel en sê, die gees wat jy het met die sieldimensie waar die doom en gloom gevoel word, domineer. Amen. En dis hoe dit werk. You must speak to yourselves in psalms. Vat die psalm, spreek dit vir jouself. Wat het Dawid gedoen? Bless the Lord, oh my soul. And all that is with me. Ons begin net volgende te sê ons dit, nou. Bless the Lord, oh my soul. Hy spreek met sy siel, hy sê, siel, jy sal die Here prys. Jy sal die Here seën. Al voel jy nie so nie, amen. So jy siel moet luister na wat uit jou mond uitkom.
Jou siel luister altyd. Dawid het ook moeilike tye ervaar. Hy wou op 'n stadium doodgaan. Hulle wou hom doodstenig. Hy het moedeloos geraak. Maar hy het geweet wat die geheim is om psalms te vat en geestelik te wees. Om die siel en die gevoelens en die gemors te oorwin. Amen. En om die gemors te oorwin, wat uiterlik met hom gebeur het. So Saul het hom vervolg, speaking to yourselves in psalms, hymns and spiritual songs, singing and make melody in your heart. Amen. In your heart, the Lord, make a melody. Sing en maak 'n melodie. Amen. So, dit is lekker om dit te ervaar. Die geestelike hoedanigheid daarvan. So, as ons weer gekyk het, dan is prayer of the Spirit understanding. Onthou julle Petrus en Johannes op pad tempel toe. Hulle kom by die verlamde man waar hy sit. Handelinge 3. En hulle kom by hom, hulle het nooit in hulle lewe gedink, hulle gaan iemand moet genees nie, voor in die gebedstyd, die Bybel sê. And a certain man named, they were on the way at the hour of prayer. Nou, op die uur van gebed, hulle het nie gebed sessie gemis nie. Hulle was geestelike mense, hulle het nooit 'n gebedsessie gemis nie, 'n kerkbijeenkom gemis nie. So hulle was altyd mense wat gegaan het, en wou altyd gaan bid het. En op pad na die gebedssessie toe, het hulle nooit gedink hulle wil so droom, ons moet iemand gesond maak nie, of ons gaan iemand van ons 'n offering vra nie. My lamman sit daar so en hy skud sy blikkie of wat ook al mag wees en hy sê, hy verwag hy gaan iets van hulle kry. To ask alms of them that enter into the temple. No? So, hy skud sy blikkie en hy verwag hulle gaan iets van my gee. En Petrus sê vir Johannes, hey Johannes, hey Johnny, gister het ons gebid in die gees. Onthou jy? Ons het mos iets in ons, wat vir die ou kan gee. Ons het nou die geldsakkie saamgebring nie, maar ons het iets om vir die ou te gee. En ons het nie nou geld en silwer nie, ons is maar pastore, nee, graps maar. Ons is hier, en die ou vra vir ons iets, maar ons het gister mos gebid, so ons het iets in ons wat ons gegee vir hom. Ons is geestelik, so kom ons gee van wat in die gees is in ons vir die ou. En hy sê vir die verlamde ou, kyk na ons, kyk in die gees na ons. Want ons het geestelike goed om vir jou te sê en oor te dra. So you must now receive what is available to you in the Spirit. But you must look with the Spirit. Sê, kyk na ons. En toe hulle kyk, toe begin iets om gebeur. En hy vat hom by die hand. En toe Petrus ervaar het gebeur met hom. Toe vat hy die ou by die hand en hy ruk hom op en hy sê, jou voete is sterk, dan gaan jy. En dit is wat gebeur het. William Branham, ek weet of ek ken die profeet gehoor het van William Branham nie. Die Here het altyd 'n engel gestuur en hom verskyn op die verhoog. En as hy die engel, ander mense sien nie engel nie, maar as hy die engel sien, dit was eintlik maar Jesus, hy noem dit maar sy engel. As die engel verskyn, het hy die mense adresse so uitgeroep en die kankers en die kondisies wat hulle het. Ons staan hulle voor hom uitgehakkel. Hy was nie 'n methodiste prediker, hy het ook omtrent 7 of 10 mense in sy kerk gehad. In 'n klein dorpie. En die Here het met hom op 'n ander manier gewerk en dan sê hy vir die vrou, ma'am, I haven't met you on earth before. But I see in your condition there's a dark spirit on you, a spirit of death. It's afflicting your kidneys and your heart and everything. And I say when you sit on the bed, I see you sit on the bed yesterday, and you were groaning in pain and you wanted to collapse on the floor because of the pain. And I say, that pain go now in Jesus' name. En val die kanker uit uit. Letterlik val die massa kanker uit. En dit is eintlik so kragtig, amen, om spiritual te wees. Amen. To know us, to perceive and understand what's going on in the spirit. Om dit te sien. En al wat ons moet byvoeg is daai 5 goed. Amen. Dis wat oor gepraat het. Dis al om dit te bereik. So prys die Here. Dis eintlik nie moeilik nie, nou. Ons moet ons bietjie ons tyd gee. Want dan net as ons kyk na 1 Korintiërs 5 vers 23 laaste skrif dink ek. Dan sê and the very God of peace sanctify your holy, jou hele wese
I pray God, your whole spirit, your soul and your body be preserved blameless unto the coming of the Lord. So hy praat van gees, siel en liggaam. Nou, so, as ons kyk na dit, dan sien ons eintlik ons liggaam, the bodily exercise profit nothing, we said that, okay, maar wat voed jy jou gees, is die vraag, amen. What are you feeding on? Okay, babies, the effect of milk and food, okay, siel, okay, as 'n babatjie gebore word, dan gee ons hom melk, en bietjie kossies, nou, wat hy moet opgroei, en hy vinniger moet groei. Maar hulle groei eintlik self, hoef nie te rek nie, hulle groei self. Okay. As hy fisiese proses wat jy hoef te doen nie. So, as long as it's fed. So, as jy siel, en dan gaan ons verder, as die siel gevoed word van 'n babatjie, dan gee hom stimulasie. Speelgoedjies en blokkies en allerhande goed om hom te stimuleer, nou, as die siel moet ontwikkel en gevoed word. Dat hy kan leer praat en mamma en papa sê en die rl met r's word. Nee. Want hulle sê ons altyd, dis, hulle kan nie r's sê nie, as hy klein is nie. Ek probeer dink 'n voorbeeld. Ek is lustig, maar eintlik rustig, né? Ek is, of dit is iets wat jy proklameer as jy 'n kind is, het jy nog nie die ontwikkeling van die spraak nie, né? So, daai goeters, adults, okay, uiteindelik leer ons van Christus, ons word geestelik volwasse. Die resultate is dat ons geestelike kinders van God word. So wat is die oplossing? Voed jou gees altyd eers, dis prioriteit. Kry jou kennis in plek, kry jou wysheid in plek, amen. Dis die belangrikste van alles. Dan, jou siel sal dan in lyn kom met God se woord, en sy gedagtes begin leer ken, en dan gaan jy sien, jou liggaam begin ook te volg, amen. Jou liggaam het meer energie, meer krag, meer sterkte, amen. Jy word eintlik in die gees, word jy ontwikkel, en jou liggaam gaan ervaar, dat daar energie, dynamo binne in jou is, wat jou eintlik opwek en jou dryf, en jou laat aan die gang bly, amen. Dis lekker, ons sien dit baie kere, as jy opgewonde is oor iets mos, dan gebeur dit in jou gees eerste, nou. So, die ander tweede ding wat ons oor moet praat vanoggend is, hoe gaan ons daarby uitkom? Jy spreek vir jouself, psalms, geestelike goed spreek in jou lewe in, maar ons word aanbidders, nou, van die Here. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing of one another in psalms, hymns and spiritual songs. Daar sê dit weer, Kolossense 3 vers 16, nou, psalms, hymns, spiritual songs. Spiritual song is iets wat jy nie geleer het nie. Dis 'n liedjie wat op 'n CD is nie. Amen, dis 'n gees wat uit jou, dis 'n liedjie wat uit jou gees uitvloei. Okay, singing with grace in your hearts to the Lord, prys die Here. So, in your hearts, waar gebeur dit in jou hart? It comes out of your heart, out of your spirit. Die woord hart is spirit. Hierso, it comes out of your spirit, man. It flows out of your spirit, man. Ek sluit af met die volgende een. Okay, so dis waar ons aanbidders word. Dis waar ons siel leer om te begin aanbid. David spreek dit hier. Hy sê, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul. Forget not his benefits. Amen. Want jy sê vir jou siel, jy sal die Here prys. Liggaam, jy gaan gehoorsaam wees aan die feit dat Christus in jou woon, en hy is jou geneesheer, so jy moet in pas kom, liggaam, met God se woord in jou, en die gees in jou, amen. Jy moet jou liggaam aanspreek, as jy kom by jou geliefde, of by iemand wat krankheid het, sê, ek praat met jou siel in Jesus naam. Begin wakker word, begin glo, begin weet, God is die voorsiener, hy is die een wat deurbraak bring, hy is die een wat jou seën, hy is die een wat jou deurbraak is, amen, jy begin daai goed te spreek, jy kan met iemand anders se siel wil praat, amen, ek het dit al gedoen, amen, soul, wake up, die Lende hospitaal was, van 'n lang tyd, ek baie met haar siel gepraat, en sy kom my nie fisies eintlik hoor nie, sê, soul, awake, listen to the word of God, come alive, be healed. Amen. En die goed het gebeur, die Here was daar. Prys die Here. So, we remember God's benefits. Amen. Hy sê, ons het nou net gelees, né? Bless the Lord of my soul, forget not the benefits. Daar sê dit weer, who forgive all your iniquities. So hy sê, siel, die Here vergewe al jou sondes. Forget not the benefits. What's the benefits?
my sins are forgiven. Amen. Soul, realize you are righteous. Moenie so skuldig voel nie, siel. Your sins are forgiven. Amen. Don't blame yourself for stuff in the past you cannot handle. Your sins are forgiven. Soul, come alive. You forgive all your, and heal your diseases. Body, siel, luister, jou siektes is gesond gemaak. He heals your diseases. Redeem your life from destruction. I will not see destruction. Soul, siel, jy gaan nie vernietiging sien. Amen. Dis wat hy gepraat het, gesê. Hy sê, who crown your life with loving kindness, tender mercy, satisfy your mouth with good things so that your youth is renewed like an eagle. Sê, daar word die liggaam, kom die liggaam ook by. Amen. Begin by die gees, siel, liggaam. Loof die Here. Your youth renewed like an eagle. Helene kan dit goed toepas, ek weet. Sorry. Ja. En because she speaks life. Sy weier om negatief te praat oor enigiets. Ek leer baie by my vrou. She refused to speak pessimistic. En dis eintlik jou jeug word vernuwe soos 'n arendsin. En dit is hoekom elke dag is die resep. Gaan sommer net 'n opsomming. Amen. The recipe is this. Worship the Father. Say, Father, I praise you and I worship you. Dis die einde. Ons sluit af hiermee. Father, I worship you. I come before you, Father. I bless you. I worship you. I glorify you. You're a good God. Begin die gees te bid. Praat bietjie met die Here, né? Our Father who art in heaven. Hallowed be your name. Hier is ons voorgestelde gebed. Our Father who art in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Amen. Maar jou intercessie gebed begin eintlik by our Father. Amen. Because you intercede there for people and all your life and your children and everything. Read and meditate God's word for your soul. So jou aanbidding kom van jou gees af. Jou siel met die woord hoor om vernuwe te word, om 'n ander goed by te voeg wat al reeds vir jou gegee is, om dit te ontdek, want jou kop moet kennis kry, né? En dan moet jy geestelike wysheid en kennis kry. Van jou gees siel af om jou gedagtes te vernuwe. Dit kom net deur die woord. Meditate the word. Pray in the spirit. Tongues if you can. But you can also pray without tongues in the spirit. Renew your mind with scripture. Command your soul to bless the Lord. As jy siel nie wil nie, en jy sê lus nie. Amen. En jy wil inlê die oggend. Ek moet werk te gaan, ek sê lus nie. Soul, you'll go to work. Ek wil nog 'n bietjie inlê. Kerk, kan nie nou kerk toe gaan nie. Soul, you will go, and you will listen to the word. Amen. Spirit, so, jou gees by jou siel. Jou siel kom in lyn met jou liggaam, dan is jou hele liggaam, jou hele wese gepreserveer, heilig en effektief in die Here. Amen. Dis die geheim. Prys die Here. So dis net 'n klein kort teaching. Ek hoop ek het te lank gevat nie, maar dis iets wat ons elke dag moet vat. Amen. En al die geheime, die Here het my gewys. Sit by mekaar, help my mense om dit te verstaan, by mense geestelik kan wees, geestelik optree, krag kan ervaar, ander kan bekragtig, lewe in oorvloed kan hê. Amen. En dis eintlik die beginsel daarvan. Mag die Here elkeen vir julle seën deur die woord en mag die woord effektief wees in elke lewe vandag. Amen. In Jesus naam. So bless the Lord, everyone's soul. And bless his holy name. Amen. And forget not his benefits. So my soul will not forget God's benefits. He forgives my diseases, heal my diseases. He forgives my iniquities, heals my forgive my iniquities, my sins. He heals my diseases. Amen. He satisfies my youth with good things. Amen. That's the benefits. Jo, jy kan nie meer benefits as dit vra nie. Want mediese fondse is duur. If your these diseases are healed and your body is preserved and become youthful like an eagle, you don't need a medical aid. But anyway, dis maar net genesing daai. Amen. Your body will be affected, your whole being will be affected. Alles verander in die Here. Prys die Here. Amen. So loof sy naam. Die Here is wonderlik.